'n Daaglikse oordeenking saam met my, Rinus van Sion in Parys, oggend 137 van ons reeks deur die Nuwe Testament. Vanmôre wil ek met jou praat oor volwassenheid. En ons gaan na die woord van die Here en Paulus praat met die gemeente in Korinte, 1 Korintiërs 3 vers 2 en hy skryf: Ek moes julle met melk voed, nie met vaste kos nie, want julle sou nie iets sterkers kon verteer nie. Trouwens, julle is ook nou nog nie gereed daarvoor nie. Hier is 'n baie eenvoudige manier om te bepaal of jy vleeslik is of nie. Hoe lyk jou aptyt? Smag jy na die vaste voedsel van die woord, of kan jy steeds net melk verteer? Volgens Hebreërs 5, vers 10 tot 14 handel die melk van die woord oor wat Jesus vir ons gedoen het, terwyl die vaste voedsel handel oor wat Jesus nou namens ons doen, wat tans in die hemel gebeur en die groot plan wat eskatologies sal ontvou. Die pasbekeerde Christen weet net, Jesus het my lief, en dit weet ek. Maar hoe groot daardie waarheid ook al mag wees, het hy nog nie gevorder om te sien wie Jesus tans is en wat profeties op hande is nie. Weet jy meer oor wat Jesus vandag in die hemel en op die aarde deur sy kerk doen, as wat jy verlede jaar geweet het? Indien wel, vorder en groei jy. Dis wonderlik. Maar indien nie, val jy dalk in die kategorie van die vleeslike gelowige wat steeds met melk gevoed moet word en nie self die vaste voedsel kan bekom nie. Is daar enige hoop vir jou? Natuurlik is daar. Altyd. Die Here wil hê jy moet bloot jou vleeslikheid bely. En die goeie nuus is dat daar, na belydenis teenoor die Here, bevryding deur die Here is. Hy maak jou vry. Hoe? Nie deur positiewe denke nie deur die besluit om harder te probeer of beter te vaar nie, maar deur sy Heilige Gees in jou. Dit is hy wat in ons is, wat die waarheid en vryheid aan ons bring, terwyl hy in ons werk, om beide die wil en die daad na sy welbehae te bewerkstellig. My gebed vir elkeen van ons is dat ons hierdie dag opnuut sal beleef hoe die Heilige Gees van God deur ons en in ons werk. Die Here seën jou. Amen.